Kom ons kyk. In Sondagskool van Jesus se wonderwerk, van waar hy 5000 mense mos kos gegee het, nee? Van die stukke vis en die broodjies wat vir hom gebring is. Nou my vraag van vanoggend is, hoeveel brokstukke het oorgebly na almal geëet het? Hoeveel het hulle bymekaar gemaak? Okay. Baie van julle ken dit, ek is bly om te sien julle was in. Ja. Vertel dan nie ons, hoekom het daar oorgebly? Amen. En ek dink ook, het wys vir ons ook hoe goed God is, dat hy kan meer voorsien, as wat ons verstand kan verstaan. God kan ons grootste begeerte, ons grootste drome oortref. Dis hoe goed hy is. Dis hoe kragtig hy is. Maar ek is bly julle is opgewonde, want ek gaan julle nou ontstel. Ek gaan 'n hele paar mense ontstel vandag. Is pastoor reg? Ek gaan pastoor ontstel. Ek gaan almal ontstel vandag. Hoekom ek so sê is, want ons is besig om Christendom goedkoop te maak en afgewater te maak. Ons is onder 'n wanindruk hierdie laaste paar jaar deur 'n kultuur wat ontstaan het, wat ons dink ons is geredde Christene omdat ons een keer in ons lewens 'n gebed opgesê het. En ek wil dit vanoggend kom regstel, dat God sê nie vir ons dat ons net 'n gebed moet opsê en dan is ons nou maar gered die res van ons lewens en laat niks nou meer saak maak, né? Want God het ons geroep om ons lewe oor te gee aan hom en om 'n heilige lewe te leef, toegewy aan hom en om in hom ingeplant te wees en ook in hom vrug te dra. Maar dit is mos nie wat ons mense leer nie. Soos Paulus sê, ons wil mense se ore salf smeer. Ons wil vir hulle sê wat hulle wil hoor, mooi goedjies vir hulle sê. Ons wil nie mense die waarheid vertel nie, want ons is bang, ons ontstel mense, is dit nie so nie? Want ons almal moet mos welkom voel en ons almal is mos deesdae kinders van God en ons almal kan gaan gered word, maak nie saak wat se geloof jy is nie, nee? Maak nie saak hoe jy leef nie. Almal moet net happy wees, dis al wat saak maak. God aanvaar jou soos jy is, almal gaan gered word. Dis mos die evangelie wat ons verkondig deesdae en wat so populêr is. En ek sê vandag vir julle, dit is 'n leuen van die vyand af. En baie mense gaan verlore gaan as gevolg van daai valse leerstelling. Baie mense gaan verlore gaan. Die Bybel sê uitdruklik vir ons, eerstens, daar is net een God in 3 persone. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Daar is geen ander God behalwe ons God nie. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Daar is geen ander een nie. As jy nie 'n verhouding met daai God het nie, waarborg ek julle vandag, julle sal verlore gaan. Want dis die enigste God wat daar is, dis die enigste God wat red, punt, einde van die storie. Boeddha gaan jou nie red nie. Nie daai duisende Hindoe gode gaan ons red nie. Net ons God kan ons red, die een wat vir ons kom sterf het en die prys vir ons betaal het. Hierdie ding wat mense sê, ag, jy kan maar leef soos wat jy wil, want Jesus Christus het mos klaar die prys vir ons betaal. Nee, jy het al gehoor. Jou sonde is jou reeds vergewe, so dis okay, jy het 'n gebed opgesê. Dit ontstel my eintlik en dit maak my hartseer, want ons is besig om mense hel toe te stuur deur 'n lou, warm prediking van die evangelie wat nie verandering vereis nie. Sien, dit is die grootste ding, mense is besig om 'n evangelie, sê die evangelie is maar net, jy's gered in Christus, maar hulle preek nie dat die evangelie jou ook vertel, dit moet jou verander nie.
Jesus Christus het nie net kom sterf, hy het kom sterf sodat ons kan verander, om nuwe skepsels in hom te wees. Daarom kom pleit ek by elke een vandag om hulle lewe oor te gee aan Jesus Christus. 'n Lewe toegewy aan hom. Pastoor Gert het vanoggend ook daaroor gepraat daar in die bidkamer. Ons moet ons vleeslike begeertes agterlaat. Ons moenie volgens die vlees wil wandel nie. Ons moet ingeplant wees in die ware wynstok, sodat ons vrug kan dra en leef soos wat God van ons verwag. Heilig en toegewy aan hom. God moet jou prioriteit wees. Alles anders in jou lewe, absoluut alles, moet tweede viool speel in jou lewe. Christendom is nie net 'n naam wat ons mense noem nie. Dit is nie net 'n gebed wat jy een keer 10 jaar terug in jou lewe opgesê het nie. Dit is 'n leefwyse. 'n Lewe naby aan God, ingeplant in die ware wynstok. Jou lewe toevertrou in ons God se hande. Dit is wat Christendom is. As jy julle Bybels het, wil ek julle moet saam lees Johannes 15 vers 1 tot vers 6. Daar so staan: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Kyk, hier is nie net 'n mooi storie wat Jesus ons vertel het nie. As jy die evangelies lees, sal jy besef, Jesus Christus praat altyd in beeldspraak, as ek dit so kan noem. Hy het vir ons iets baie belangriks hier verduidelik in beeldspraak, sodat ons kan verstaan hoe hy verwag ons moet leef. En dit is om in hom ingeplant te wees. En hierdie skrif is baie duidelik wat gebeur wanneer ons nie in die ware wynstok ingeplant is nie. Wat het hy gesê daar aan die einde van daai stuk wat ek gelees het? Daai lote wat nie in hom ingeplant is, die word bymekaar gemaak en dit word in die vuur verbrand. En dit is waaroor ek vandag met julle wil praat, wat dit beteken om 'n loot te wees in die ware wynstok, om in hom ingeplant te wees. Met ander woorde, mens kan ook sê, hoe verwag God moet ons leef as sy kinders? Hoe moet ons in hom ingeplant wees? En die eerste punt wat ek wil maak is, ons moet geloof hê in Christus Jesus. Ons moet glo wie Jesus is. Nee, ons moet glo dat hy waarlik die Seun van God is. Ons moet glo dat Jesus Christus ook homself waarlik God is. Ons moet glo dat hy waarlik mens geword het en vir ons kom sterf het. En hy het nie net dood gebly nie, Jesus Christus het ook weer die dood uit opgestaan en teruggegaan na God die Vader toe, en hy sit nou aan die regterhand van God die Vader. Ons moet dit glo. En dan moet ons ook 'n verhouding hê met Jesus Christus. Sien, dit is ons moet persoonlik in Christus vertrou. Sien, dit is die verskil. Baie mense weet hierdie goed, maar is 'n verskil om dit te weet en werklik om te glo en jou lewe oor te gee aan God en 'n verhouding met hom te hê en om te vertrou.
Ons moet besef, ons is niks sonder Jesus nie. Ons is verlore sonder Christus en ons kan net verlossing kry deur Jesus Christus alleen. Dan moet ons ook vertrou met ons daaglikse lewe, ons moet hom met ons hele wese vertrou, ons moet by hom ingeplant wees, in plaas daarvan op ons self staat te maak, want as ons op ons self staat maak, is ons in onsself ingeplant, ons is nie in Christus ingeplant nie. En ek meen, 'n tak kan nie in homself ingeplant wees nie, jy gaan opdroog. En ek glo, baie van julle het al daai fout gemaak, wat julle op julle self staat maak. En dit is nie so lekker uitgewerk, want weet julle hoe weet ek dit, want ek het dit ook al gedoen. Nee. Paar lekker lesse geleer in die lewe wanneer jy op jouself staat maak in plaas van Jesus Christus. Ware geloof in Christus beteken om loyaal te bly in hom en te volhard tot die einde toe. En Jesus bo oor alles te kies in jou lewe. Min mense besef dit, pastoor, weet pastoor dit, om Jesus Christus eerste te stel in jou lewe. Dit beteken Christus moet bo jou kinders kom. Jesus Christus moet bo jou huweliksmaat, bo jou man, bo jou vrou kom. Jesus Christus moet bo jou werk kom. Christus moet jou prioriteit wees. Jy moet hom bo oor alles kies. En ons maak baie keer daai fout wat ons nie vir Christus eerste stel in ons lewens nie. Om dit op te som, om geloof in Christus te hê, beteken om jou hele lewe totaal en al in Jesus toe te vertrou. Tweede punt wat ek wil maak is hoe om 'n loot in Christus te wees is gebed. Dit is een van die belangrikste goed wat ons kan doen as 'n kind van God. Maar dit is een van die goed wat ons die meeste nalaat, of selfs afjaag, afwater en aframmel, net om te kan sê, ek het gebid vandag. Ons sê dit baie, 1 Thessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Hoor wat sê hy, bid sonder ophou. Dit klink onmoontlik, nê? Weet julle, hoekom klink dit onmoontlik? Want ons is nie meer biddende Christene nie. Ons word nie meer geleer hoe belangrik dit is om in gebed saam God te wees nie. Daarom baie keer kan ons nie verstaan hoe kan 'n mens die heeltyd in gebed wees nie, maar dit is moontlik. Ons doen dit net nie. Stem julle saam met my? Hoeveel tyd het jy hierdie week gespandeer vir jou foon? Hoeveel tyd het jy gespandeer vir die TV hierdie week? Ek meen, een episode op 'n televisieprogram is so tussen 40 en 45 minute. So kom ons sê jy het een episode gekyk hierdie week van 40 minute. Het jy al vir 20 minute gesit en bid gister? Nee, die helfte van die tyd wat jy gesit en TV kyk het. Meeste Christene kan nie eers net vir 20 minute bid nie. Want ons word nie meer geleer hoe belangrik gebed is vir 'n kind van God nie. Dit is een van die belangrikste goed wat ons as kinders van God kan doen. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Hoekom is gebed belangrik? Want dit rig jou hart na Christus toe, in plaas daarvan om van hom af weg te dryf. Deur die hele dag as ons bid, soek ons voortdurend Christus, en dit beïnvloed hoe ons optree deur die dag. As ons die heeltyd bid, dit beïnvloed ons optrede ongelooflik baie. Want ons is die heel dag dan bewus van God. En dit beïnvloed ons optree, want as jy heeltyd in gesprek is met God, en hy is teenwoordig by jou, en jy is bewus van sy teenwoordigheid by jou, gaan jy mense anders te behandel, wanneer jy heeltyd in gebed is. Want jou hart is gerig op God.
Gebed verdiep ons verhouding met God. 'n Maklike voorbeeld wat ek altyd gebruik is mos 'n huwelik. Ek sê dit altyd. As daar nie kommunikasie tussen jou en jou vrou is nie, gaan jy nie 'n suksesvolle huwelik hê nie. Dit gaan nie 'n goeie huwelik wees nie. Maar as jy 'n goeie kommunikasie het, word julle verhouding sterker en beter. Net so ook versterk gebed ons gemeenskap, ons verhouding met God, met Jesus Christus, wanneer ons konstant met hom kommunikeer. Weet julle wat doen gebed ook? Dit help ons om versoekings te weerstaan. Wat sê Christus vir sy disippels in die tuin van Getsemane? Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Deur volharde gebed verander God ons harte sodat ons al hoe meer leef soos Christus. Dit help ons om ons wil in lyn te bring met God se wil. Mense, as julle God wil voel, as julle God wil ervaar in julle lewens, as julle 'n dieper verhouding met God wil hê, as julle werklik God wil ervaar, sy teenwoordigheid wil voel, moedig ek julle aan om begin tyd te maak vir God, tyd in gebed deur te bring. Begin om God se aangesig te soek. Want God sê, as jy tot hom nader, sal hy tot jou nader. Hierdie ding wat ons net vandag 'n gebed opsê voor ons gaan slaap in die aand, sê ek nou vir jou, is nie 'n gebed nie. Dit is net iets wat ons doen om van ons to-do-lys af te tik vir die dag. Om ons gewete te sis. Dit gaan jou nie in die ware wynstok hou nie, en dit gaan jou ook nie help om vrug te dra as ons dit gebed wil noem. Net, Here, dankie vir die dag, dankie dat ek kos gehad het, amen. Dis nie 'n verhouding met God nie. Want deur gebed is dit soos die loot wat gedurend voeding kry uit die wynstok uit. So kry ons voeding van God af, wanneer ons in hom ingeplant is in gebed. Word ons gevoed geestelik. As jy nog nooit God ervaar het, as jy nog nooit God se teenwoordigheid gevoel het nie, baie mense glo nie in God nie, en hulle kan nie verstaan hoe ons as Christene God se teenwoordigheid kan voel en 'n verhouding met hom hê nie. En as jy voel, jy nog nooit God se teenwoordigheid geervaar nie, sê ek nou vir dis omdat jy nog nooit waarlik gebid het nie. Enig iemand wat waarlik opreg al gebid het, moes God se teenwoordigheid gevoel het. Derde punt is, dit is om die woord van God te lees en dit uit te leef. Wat vir my baie interessant is, wat ek agtergekom het die laaste ruk as ek mense dophou, as dit by die woord van God kom, kry mens so 3 verskillende mense. Die eerste een is natuurlik, wat jy kry, dit is iemand wat nie Bybel lees nie, nie Bybel studeer nie. Hy sal miskien maar, jy kry mos hierdie kaartjies, dagstukkies, miskien dalk so iets lees, maar hy lees nie regtig Bybel nie, want daai goed is baie keer buitekant konteks, maar die punt wat ek wil maak is, omdat hulle nie Bybel lees nie, leef hulle nie soos wat God van hulle verwag nie, want hulle weet eintlik nie wat God van hulle verwag nie, want hulle lees die Bybel nie. So dis eintlik maar eenvoudig, hulle weet nie wat om te doen nie, want hulle het nie die kennis nie, maar jy kry dan die tweede groep mense. Dit is mense wat verskriklik Bybelstudie doen, Bybelse kennis het, kan skrif quoteer, maar daai skrif het nooit lewend geword in hulle nie. Hulle leef nie die woord van God uit nie. Jy sien, ons moet nie net lees nie, ons moet dit uitleef. Hulle het kopkennis, maar hulle het nie Jesus Christus se liefde in hulle nie. En dit is ook gewoonlik daai Christene wat ons sal noem, wat al ewig almal loop en kritiseer wat hulle doen, maar hulle wil nie die fout in hulle self sien nie, omdat die skrif nie lewend in hulle harte geword het nie. Hulle het nie daai liefde, daai omgee, so Engelsman sê daai compassion vir ander mense nie.
En dan kry jy die derde groep. En dit is hoe ons almal moet wees. Dit is iemand wat waarlike verhouding met God het. Dit is iemand wat nie net die skrif lees en studeer nie. Dit is iemand wat dit uitleef. Hulle is daders van die woord en hulle dra vrug uit na buite toe. Dit is mense wat waarlik in die wynstok ingeplant is. Hulle bly in Jesus en Jesus in hulle. Want vers 10 van daai skrif sê, wie my gebooie onderhou, sal in my liefde bly, net soos hy sy Vader gehoorsaam het, en in die Vader se liefde bly. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. So hoe kan ons sê, ons is in die wynstok, maar ons het hom nie lief nie? Hoe kan ons sê, ons is in die wynstok, maar ons hou nie sy gebooie nie? Ons het nie ons naaste lief nie. Seker een van die dinge wat ons die meeste tekort skiet in ons samelewing lees, daar is om mekaar lief te hê. Die vierde punt is ons moet volgens die Gees lewe en nie volgens die vlees nie. Romeine 8 vers 9 sê vir ons, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. En wanneer ons as Christene, of wanneer ons as aan Christus behoort, sal ons volgens die Gees wandel en nie volgens ons vleeslike begeertes nie. Dit beteken ook, wanneer die Heilige Gees sonde in jou lewe uitwys, sal jy bekeer van daai sonde. Nee, ons moet bekeer van daai sonde as die Heilige Gees dit vir ons uitwys. Jy moet breek met daai sonde in gehoorsaamheid. Dit is eintlik die groot rede hoekom ek ophou rook het. Weet julle hoeveel mense sê dat hulle nie sal ophou rook nie, want die Bybel sê nie dis sonde nie. Daar's baie goed wat die Bybel nie direk aanraak nie. Maar sodra die Heilige Gees jou oortuig van iets, en dit is wat met my gebeur het, dan hou jy op om dit te doen. Want weet julle, ek het tot die besef gekom, nee, as die Heilige Gees jou oortuig het dat iets sonde is, en jy hou aan dit doen, gaan jy nie 'n verskoning hê wanneer jy eendag voor God staan nie. Want God gaan vir jou sê, ek het vir jou self gesê, dit wat jy doen is verkeerd. En dit is hoekom ek gehoorsaam moes wees, want hoe gaan jy eendag voor God staan en hy sê, hoor, maar ek het dan self vir jou gesê, dit wat jy doen is verkeerd. Jy kan nie hier sê, nee, ek het nie daai persoon geglo wat het my vertel het, nee. As ons na die Gees lewe en hom volg, sal ons leer om ander lief te hê ook, nee. Om hulle te vergewe en vry te spreek. Hierheen om mense te dien en om te gee oor ander. Want wanneer ons waarlik na die Gees lewe, wat gebeur? Die vrug van die Gees kom na vore. Mense wil nie dien nie. Hulle wil gedien word, nee. Die Heilige Gees verenig ons ook met Christus en werk die lewe van Christus in ons uit. Dis hoekom ons meer soos Christus kan word wanneer die Heilige Gees in ons werk, want hy verander ons. Wanneer ons self na die Gees onderwerp en sy leiding volg, leef ons in gemeenskap met Christus, in hom ingeplant. Die Heilige Gees vorm ons al hoe meer na die beeld van Christus. En ook leer ons hoe om sy wil te doen. Wanneer ons die Heilige Gees weerstaan en doelbewus in sonde volhard, benadeel dit ons gemeenskap met Christus. En daarom roep die skrif van God ons die heeltyd tot bekering. Roep ons tot gehoorsaamheid. En dit bring my tot by my 5de punt. Sondebelydenis. En dit is ook iets wat vir my hartseer is, want dit is besig om al hoe minder te word in kinders van God se lewe. En dis ook een van die dinge wat kop uitsteek deesdae geleer word, dat ons nie meer hoef sonde te bely nie.
omdat ons reeds vergewe is. Maar wat mense nie besef nie, ons verhouding met God word benadeel wanneer ons sondig. Dit het 'n impak op ons verhouding met God. So wanneer ons sonde bely, dan word ons gemeenskap met God herstel, wanneer ons vergifnis vra. En dit is deel van die proses van geestelike groei en heiligmaking om meer en meer soos Christus te word. Want wanneer ons erken tot God dat ons verkeerd was, kan ons verander. Kan ons bekeer en ons kan uit ons foute uit leer. Maar wanneer ons die mindset het dat ons basies nie meer sonde het nie, gaan ons nooit uit ons foute uit leer nie. Gaan ons nooit verander nie. Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sonde vergeef, en ons van alle kwaad reinig. Dit is belangrik, dat ons sonde bely aan Christus. En dan my 6de punt, is die sakramente. En hierdie ene pla my verskriklik baie. Nee, Mario. Dit is hoe goedkoop ons die sakramente gemaak het as Christene. Die doop is mos maar net nog 'n geleentheid, soos pastoor Gert altyd sê, om 'n droë sondaar 'n nat sondaar te maak. Galasiërs 3 beskryf die doop so, is dat ons Jesus Christus aantrek as 'n kleed. Het julle dit al gelees? Romeine 6 sê, wanneer ons in Christus gedoop word, beteken dit dat ons in sy dood gedoop is. Met ander woorde, ons word saam met hom begrawe deur die doop in sy dood. En net soos Christus uit die dood uit opgewek is, net so is ons ook as 'n nuwe skepsel, 'n nuwe lewe opgewek deur die doop in Christus Jesus. Die doop is verskriklik kosbaar, maar ons maak dit goedkoop. En die belangrikheid van die doop word afgeskiet as net nog iets simbolies, iets wat nie veel betekenis het nie, of maar net doen omdat die mense voor my dit gedoen het. En dan een wat my seker die meeste ontstel, wat ek sien wat mense goedkoop maak, is die nagmaal. Dis mos net 'n lekker vrugtesappie, 'n lekker koekie, en dan laat die ouers hulle kinders toe om hulle self te vergryp aan dit. Vir die ouers is dit 'n 5 minute aangeleentheid, en hulle wens eintlik dit was net eerder 'n 2 minute aangeleentheid, want nou moet die kerk later uitkom omdat nagmaal bedien word en hulle wil net by die huis kom. Mense om van die nagmaal 'n bespotting te maak of om 'n aframmeling daarvan te maak, beteken jy doen dit eintlik met Christus. En die prys wat hy vir ons kom betaal het, maak jy goedkoop. Want daai koekie wat jy sommer so minag, is die liggaam van Christus. Daai lekker sappie wat ons mos drink, dis die bloed van Christus. Wat hy vir ons kom uitstort het tot vergifnis van ons sonde. Maar ons behandel dit nie so nie. Ons sluk dit af soos 'n shooter. Lekker. Hierdie volgende skrif het my geruk toe ek dit lees, en daarom wil ek dit vandag vir julle lees. Dan kan ons bietjie besef, die nagmaal is nie net 'n ou lekker sappie en 'n lekker koekie nie. Johannes 6
vers 55 tot 57. Hoor wat sê Jesus hierso. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, hoor hierso, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hoor julle hoe praat Jesus hierso van die nagmaal? Dit is so belangrik, deurdat ons dit gebruik, bly hy in ons en ons in hom. Daai dierprys wat hy vir ons kom betaal het aan die kruis. Dit is hoekom ons julle altyd aanmoedig. Het julle al gehoor as ons nagmaal gebruik, dat ons sê, maak seker, julle gebruik dit nie op 'n onwaardige manier nie. Maak seker jou saak is reg voor ons die nagmaal gebruik. Want dit is veel meer as net 'n sappie en 'n koekie. Daarom waarsku Paulus die mense ook uitdruklik, en ek gaan dit ook vir julle lees. 1 Korintiërs 11, vers 27 en 30 sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mense moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hoor hierdie vers 30. Daarom is onder julle baie swakkes en siekes, en 'n aantal het ontslaap. Mense, dit het my diep getref in die tyd wat ons leef, wat ons hierdie sakramente so goedkoop maak. Hoor julle die nagevolge hierso? Daarom is daar siekes onder mense, daarom gaan daar mense dood onder die mense, omdat hulle bespotting maak van ons Here Jesus Christus. Daar's nagevolge wanneer ons dit minag. En ek wil afsluit en vir julle sê, wanneer ons al 6 hierdie dinge toepas, hierdie 6 punte wat ek vanoggend net met julle wou kom deel het, help dit ons om in die ware wynstok te bly. En hy in ons. En as ons dit doen, sal ons nie opdroog of afgesny word en in die vuur gegooi word nie. Want ons sal vrug dra, omdat ons in die ware wynstok is. En weet julle wat is mooi, daai skrif sê ook, dan sal God die Vader, die landbouer kom, en hy sal ons snoei, sodat ons nog meer vrug kan dra. Dis hoe wonderlik dit is. So ek wil ook vir julle sê, so wanneer jy deur beproewing gaan, so wat ek laas week gesê, wanneer jy deur versoekings gaan, wanneer die Heilige Gees jou oortuig van sonde, wees bly, wees gehoorsaam en volhard. Want dit veroorsaak dat jy nog meer vrug kan dra, as God wat besig is om jou te transformeer. Om net nog beter te raak, net nog meer vrug te dra in Christus Jesus. Maar ek wil afsluit met 'n vraag, en dit is 'n ernstige vraag. En dit is jy waarlik in die wynstok? Of is jy opgedroogde lood, wat besig is om bymekaar gemaak te word, om verbrand te word? En ek dink dit is die groot vraag wat ons self elkeen moet vra vanoggend, is of ons in Christus is, en of ons nie in hom is nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom besef hoe belangrik dit is om in U te wees, Here. Here, want alle lewe, alles wat goed is, Here, die ewige lewe, Here, alles kom van U af, Here. Here, as ons nie in U geplant is, kan ons nie gevoed word nie. Here, as ons nie deur U gevoed word nie, Here, kan ons nie vrug dra nie, Here. Here, daarom wil ons kom as 'n gemeente en sê ons is jammer, Here. Jammer dat ons nie altyd leef soos wat ons moet leef nie, Here. Here, ons wil vanoggend kom vra, Here, dat U Gees ons sal lei, Here. En dat ons gehoorsaam sal wees, Here, dat ons die keuse sal maak om vandag U te volg, Here, en in U te leef, Here.
sodat U ons kan voed, Here, sodat ons vrug kan dra in U, Here. Laat ons meer en meer soos U kan word elke dag, Here. Here, my gebed is ook, Here, dat U in ons elkeen se harte sal werk, Here, en laat ons sal begin besef om 'n kind van U te wees is nie 'n afgewaterde goedkoop ding nie, Here. Dit is, ons moet ons lewe oorgee aan U, Here. Ons wese toevertrou in U, Here. Ons kruis opneem en U volg, Here. 'n lewe toegewy aan U, Here. Here, my gebed is vir elkeen wat hier is vanoggend, Here, elkeen wat hier kyk, Here, dat hulle sal besef hoe belangrik dit is om 'n verhouding met U te hê. Die skrif leer ons, Here, die ewige lewe is om U te ken. Om God die Vader en God die Seun te ken, Here. En mag elkeen besef, Here, dat wanneer ons U ken, Here, laat ons nie hierdie goed meer kan goedkoop maak nie, Here. Dat U moet eerste kom, bo oor ons vrou, bo oor ons kinders, bo oor ons werke, Here. Bo oor ons vleeslike begeertes, Here. Laat ons lewe toewy aan U. Tyd maak vir U, Here. Sodat ons U kan ken, Here. En U ons kan ken, Here. My gebed is, Here, dat U Gees nou elkeen sal aanraak, Here. En dat hulle sal sny met hulle vleeslike begeertes. En sal sê, van vandag af, Here, volg ek U, Here, en U alleen. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.